Welkom by Geldgeheime, waar ek die geheime van geldsake vir jou oopsluit. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Creer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Hallo en baie welkom by die 6de episode van Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsake. Ek is Mia Kriegler, direkteur van batebestuur by Creer Internasionaal, en ek is hier om jou te help en toe te rus met die nodige kennis om slimmer en veiliger beleggingsbesluite met jou eie en jou huishouding se geldsake te neem. Vandag gesels ons oor 'n onderwerp wat enige iemand kan raak. Hoe om 'n beleggingsfoefie betyds uit te ken. Dit gaan nie meer net oor verdagte e-posse van vreemdelinge wat vinnige rykdom beloof nie. Swendelaars het gevorder en raak al hoe slimmer en meer oortuigend. Hulle gee voor dat hulle betroubare adviseurs is. Al sogenaamde beleggingsgeleenthede klink professioneel en soms boots hulle selfs bekende finansiële instellings na. Of dit nou 'n kriptogeleentheid is, 'n eiendomstransaksie wat te goed klink om waar te wees, of 'n vriend van 'n vriend wat gewaarborgde opbrengste beloof. Hierdie skemas is ontwerp om oortuigend te lyk en jou te ooreed om dringend op te tree. In hierdie episode kyk ons na 'n paar waarskuwingstekens en ek gee vir jou praktiese gereedskap om jouself en jou swaar verdiende geld te beskerm. Selfs intelligente mense word om die bos gelei. Ek gaan jou vandag die kennis en die selfvertroue gee om altyd een tree voor te bly. Dit is belangrik om paraat te wees. Skelms is slim en die nuutste beleggingsslenter mag dalk net 1 of 2 van hierdie gevaartekens inhou. Hier is 5 rooi ligte waarvoor jy op die uitkyk moet wees en wat jou kan help om 'n beleggingsbedrogspel betyds te identifiseer. Die eerste rooi lig is dat dit te goed klink om waar te wees. Een van die duidelikste en mees algemene waarskuwingstekens van 'n beleggingsslenter is dat dit te goed klink om waar te wees. En as dit te goed klink om waar te wees, dan is dit gewoonlik nie waar nie. Swendelaars lok mense dikwels met beloftes van buitengewone hoë opbrengste, min of geen risiko en vinnige maklike winste. Hulle gebruik gereeld frases soos gewaarborgde inkomste, 'n een keer in 'n leeftyd geleentheid of beleggingsgroei sonder risiko. Omdat hulle weet dat hierdie beloftes ons begeertes vir finansiële vryheid en vinnige sukses aanspreek. Maar hier is die werklikheid. Regte, gereguleerde en wettige beleggings hou altyd 'n mate van risiko in. En geen geloofwaardige finansiële adviseur of instelling sal ooit opbrengste waarborg nie, veral nie onrealistiese hoë opbrengste nie. As iemand 'n belegging aanbied wat glo konsekwent beter as die aandelemark presteer, sonder enige risiko en met min of geen verduideliking nie, is dit 'n groot rooi vlag. Daar bestaan nie 'n risikovrye belegging wat meer as 1% per maand opbrengs lewer nie. Hierdie beloftes word dikwels ondersteun deur valse getuienisse en vervalste en indrukwekkende prestasierekords. Onthou, as 'n belegging soos 'n vinnige pad na rykdom klink, is dit tyd om 'n tree terug te staan en deeglike navorsing te gaan doen voordat jy geld daarin belê. Om ware welvaart te groei neem tyd, beplanning en geduld. Skelms verkoop meestal die teenoorgestelde. 'n tweede rooi lig is dat die adviseur of bemarker van die belegging nie gereguleer word nie. In Suid-Afrika moet die persoon of maatskappy wat 'n belegging aanbied gereguleer word as 'n finansiële diensteverskaffer of 'n FDV deur die FSCA. Dit is die Financial Sector Conduct Authority in Engels of die gedragsowerheid van die finansiële sektor in Afrikaans. Volgens Suid-Afrikaanse wetgewing moet enige iemand wat finansiële advies gee of finansiële produkte aanbied, gelisensieer en gemagtig wees, ingevolge die wet op finansiële advies en tussengangerdienste. Dis ook beter bekend as die FEIS-wet.
Hierdie wet is daar om beleggers te beskerm en deur te verseker dat finansiële adviseurs aan spesifieke kwalifikasies voldoen, etiese standaarde handhaaf en dat hulle aanspreeklik gehou kan word vir die advies wat hulle gee. As iemand jou nader met 'n beleggingsgeleentheid of vir jou beleggingsadvies gee en hulle is nie by die FSCA geregistreer nie, moet jy uiters versigtig wees. Swendelaars beweer dikwels dat hulle vir oorseese maatskappye werk. Hulle gebruik besigheidsname of hulle stel hulle self voor as rykdomafrigters, finfluencers op sosiale media of kriptomentors om regulering te probeer omseil. Hulle sal ook soms sê die geleentheid is privaat of slegs op uitnodiging of nog nie algemeen beskikbaar nie, as 'n manier om ondersoek te vermy en om eksklusief te probeer klink. Maar hier is die kern. As hulle nie by die FSCA geregistreer is nie, mag hulle wettiglik nie finansiële advies gee of jou geld bestuur nie. Vra altyd vir hulle FSCA registrasienommer en verifieer dit op die FSCA se webwerf. Hierdie eenvoudige stap kan die verskil maak tussen om jou welvaart te beskerm of om dit te verloor aan 'n goed gekamoufleerde beleggingsfoefie. 'n Derde rooi lig is dat die belegging self nie gereguleer word nie. In Suid-Afrika word beleggingsprodukte, genoteerde instrumente en valutahandel hoofsaaklik deur die FSCA, die Johannesburgse of Kaapstadse aandelebeurse en die Reserwebank gereguleer. Goed gereguleerde beleggingsprodukte sluit effekte trusts of ander kollektiewe beleggingsskemas, ETF's of beursverhandelde fondse, genoteerde aandele of effekte, uittreeanniteite, bewaringsfondse of pensioenfondse en gestruktureerde beleggings wat deur banke aangebied word in. Sekere verskansingsfondse of hedge funds in Engels word ook deur die FSCA gereguleer. Net omdat 'n adviseur of 'n finansiële instelling gelisensieer is deur die FSCA, beteken nie dat die beleggings wat hulle aanbeveel ook gereguleer word nie. Wees baie versigtig vir beleggingsprodukte of vir fondse wat nie gereguleer word nie, of vir aandele en effekte in besighede wat nie genoteer is op 'n bekende en 'n geagte beurs nie. Privaat ekwiteitbeleggings wat nie gereguleer word nie, is nie noodwendig onwettig nie, maar dit hou heelwat meer risiko vir beleggers in. Dit raak moeiliker om hier tussen 'n ware en goed berekende beleggingsgeleentheid met beperkte risiko teenoor 'n beleggingsslenter te onderskei. Dit is selde die risiko werd om met meer as 5% van jou beleggingsgeld in 'n goed nagevorsde, ongereguleerde belegging te belê. 'n Vierde rooi lig is dat daar druk op jou geplaas word om dringend op te tree. Swendelaars plaas soms druk op mense om dringend op te tree en die belegging vinnig te maak, omdat hulle weet dat mense geneig is om emosionele besluite te neem wanneer hulle gejaag voel, eerder as om rasioneel daaroor na te dink. Hulle mag dinge sê soos, dit is 'n een keer in 'n leeftyd geleentheid, of jy moet nou optree of jy gaan uitmis, of daar is net 'n paar plekke oor. Hierdie gevoel van dringendheid word doelbewus geskep om 'n gevoel van FOMO, die vrees om uit te mis, te skep, en om jou te keer om behoorlike navorsing te doen of om met betroubare finansiële adviseurs daaroor te praat. Finansiële adviseurs en produkverskaffers sal jou altyd tyd gee om te dink, vrae te vra en jou opsies te oorweeg wanneer jy 'n belegging maak. As iemand jou probeer dwing om dadelik aan te teken, vinnig jou geld oor te betaal of 'n aanbod geheim te hou, is dit 'n groot rooi vlag. Ware beleggings word gebou op deursigtigheid, vertroue en tyd, nie op druk nie. 'n Vyfde rooi lig is ongewone betaalmetodes. Wettige beleggingsplatforms en finansiële diensteverskaffers aanvaar gewoonlik betalings via veilige en gereguleerde kanale, soos bankoorplasings, debietorders of gemagtigde platforms. Swendelaars vra dikwels vir betalings via kriptogeldeenhede, geskenkbewyse, e-beursie-oorplasings of selfs kontant-inbetalings in persoonlike rekeninge. Hierdie betaalmetodes is moeilik om op te spoor of om terug te draai.
Sulke betaalopsies stel bedrieërs in staat om met jou geld te verdwyn, sonder om enige papierspoor agter te laat. Hulle mag dalk beweer dat hierdie kanale privaatheid, spoed of belastingvoordele bied, maar in werklikheid is dit dikwels 'n teken dat hulle probeer om regulerende toesig te vermy. As iemand weier om 'n standaard deursigtige betaalmetode te gebruik, of jou druk om 'n vreemde of onbekende platform te gebruik, is dit 'n ernstige rooi vlag. Waarheen en hoe jy jou geld oorbetaal maak saak. Moenie hierdie waarskuwingsteken ignoreer nie. Jou beste verdediging om jouself teen 'n beleggingsfoefie te beskerm is om waaksaam, ingelig en realisties te bly. Bly op die uitkyk vir een of meer van hierdie 5 rooi ligte wanneer iemand jou met 'n nuwe beleggingsgeleentheid nader. Wees ook versigtig as iemand wat jy nie ken nie jou nader, of dit nou per telefoonoproep, WhatsApp boodskap, e-pos of sosiale media is. As hulle vra vir sensitiewe persoonlike of finansiële inligting, soos jou ID-nommer, bankbesonderhede, wagwoorde of OTP's, is dit groot rooi vlae. Dieselfde geld vir valse of verdagte webwerwe en skakels wat amper reg lyk, maar nie heeltemal reg is nie. Gaan internetadresse altyd na en moenie op iets klik waarvan jy nie seker is nie. En laastens, as die persoon of maatskappy nie enige verifieerbare besonderhede kan verskaf nie, soos 'n FSP-nommer wat jy op die FSCA se webwerf kan nagaan, fisiese adres en telefoonnommer, loop liewer weg. 'n Regte belegging sal altyd 'n deeglike ondersoek kan deurstaan. Bly ingelig, bly waaksaam en die belangrikste van alles, neem jou tyd om vrae te vra en feite saam met 'n onafhanklike en kundige na te gaan. Swendelaars maak staat op jou vertroue en oorhaastigheid. Dit bring ons by die einde van die 6de episode. Onthou om elke 2 weke in te skakel op Geldgeheime, die potsending waar ek jou leer oor geldsake. Kom luister en leer hoe jy slim met jou geld kan werk om jou finansiële doelwitte te bereik. Geldgeheime word met trots geborg deur Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur.